'n ryk jong man het eendag na die Here toe gekom en vir hom gevra, Here, wat 'n goeie daad moet ek doen om in die hemel te kom? Toe sê die Here vir hom, man, jy moet seker maar al die wette nakom wat jy so getrou in die sinagoge geleer word. En toe antwoord die jong man, maar Here, al daai dinge doen ek al van kleins af. So wat kan ek nou nog doen? Toe sê die Here vir hom, weet jy, ou maat, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop dan alles wat jy het, en dan gee jy die geld vir die armes. En dan kom jy na my toe, en dan volg jy my, en dan sal jy 'n plek in die hemel hê. Maar toe die ou hierdie woorde hoor, het hy depressief, deprou geraak, en hy het maar omgedraai en weggeloop, want hy het verskriklik baie dinge gehad, en hy wou van niks afstand doen nie. Toe sê die Here Jesus vir sy disippels, ek sê vir julle, dit sal vir 'n kameel makliker wees om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryke om in die hemel te kom. As kind het ek altyd gedink aan 'n naald waarmee my ma met naald en gare gewerk het, as ek hierdie beeld hoor. En geen kameel kan deur so 'n naald gaan nie. Nie is 'n oog nie, nie is 'n mens nie. Maar in werklikheid praat die Here hier van 'n ander oog, 'n ander naald. Hy praat hier van 'n klein opening wat die mense destyds in hulle stadsmure gelaat het, waar net 'n mens kon deurkruip. Dit was bedoel vir as daar nou 'n besoeker in die nag kom en hy moet in die stad kom en hy kan nie deur die groot deure hekke kom nie, dan maak hulle vir hom hierdie klein opening oop, net groot genoeg vir 'n mens om deur te kruip. Geen kameel sal deur daardie oog, daardie openingkie kon kom nie, want veral nie as hy boggels het en nog swaar gelaai is nie. Hy sal buite die stad moes gebly het. Die Here bedoel daardie beeld, geen kameel wat tog deur so 'n oog kan kom nie, en miskien sal hy nog, maar vir 'n ryke is dit nog meer onmoontlik. Toe die disippels dit hoor, toe het hulle geweldig ontsteld geword, want hulle het introspeksie gedoen, hulle het na binne gekyk, en toe sê hulle vir hom, Here, as dit die waarheid is, wie kan dan gered word? En toe kyk Jesus reguit na hulle en hy sê vir hulle, jong, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. So watter goeie daad sal jy wil doen om in die hemel te kan kom? Eintlik sê die Here, man, jou beste dade sal dalk nie eens goed genoeg wees nie. Want as jy in die hemel wil kom, dit wat jy sal moet doen, is soveel gevra, jy sal dit nooit kan regkry nie. Nou, hoe kom jy dan in die hemel as die beste van jou goeie dade jou nie eens in die hemel kan kry nie? Want die beste van jou goeie dade kan jou nie in die hemel kry nie. Die antwoord is, vir jou ook vandag, vir mense is dit onmoontlik om in die hemel te kom, maar vir God is alles moontlik. Jy kan daai vers ook in jou lewe van toepassing maak. Vir God is alles ook moontlik hier op aarde. Dit wat jy hier op aarde na smag, dit wat jy hiermee sukkel en suffer, vir God is alles moontlik. So gaan dan vandag na hom toe en sê, Here, ek is hier, want U kan vir my alles moontlik maak, hier op aarde, maar ook as ek die dag doodgaan. Ek deur daai oog van daai naald moet gaan, met al my bagasie. U sal my deurlaat. Ek kom sê vir U dankie daarvoor vandag. Want U sal ook 'n goddelike plan maak met al my bagasie wat ek so vasklou aan en so saamdra met my.